kan ek maar net weer sê, dit is vir my en ook vir Jansen 'n baie groot voorreg om saam met jou te kuier, 'n bietjie met jou te gesels oor die wonderbaarlike woord van die Here. En dan veral die evangelies en veral met verwysing na die rol van die vrou in die 4 evangelies. Vandag kyk ons na die tema bak en brou. Dit is 'n tema wat ons in die algemeen gebruik vir kosvoorbereiding, en miskien in 'n sekere mate, maar die werk wat in 'n kombuis gedoen word ensovoorts. En ons lees hiervan in Matteus 13, Lukas 10 en 13, ook in Johannes 12. Dit verwys in die eerste plek na 'n vrou wat suurdeeg gebruik om deeg te maak. Nou die deeg word natuurlik gebruik om brood te bak ensovoorts. En hier is die vrou besig om te bak en te brou met die doel om wanneer haar man huis toe kom, dat daar kos in die huis sal wees. Die man maak nie kos nie, maar hy kom sit aan om te eet. Sy vrou moet deur die dag maar bak en brou sodat hy iets het om te eet. Daar's ook 'n ander voorval wat ons van lees, en dit is natuurlik die verhaal van die susters van Lazarus, Martha en Maria, waar die Here Jesus en die disippels kom besoek aflê het, en Martha die een was wat gebak en brou het. En haar suster was nie baie tevrede met haar suster se optrede, wat nie kom help bak en brou het nie. Maar met hierdie verwysings besef ons dat die rol van die vrou in daardie tyd definitief verskil het van die gemiddelde rol van 'n man. Sy was verantwoordelik vir kosvoorbereiding, om te bak en te brou. En die Here Jesus gebruik hierdie rol van die vrou in 'n mooi manier om ook vir ons 'n paar belangrike dinge te sê. Ek gaan nou nie vandag uitbrei oor die rol van suurdeeg nie. Dis 'n fantastiese rol wat suurdeeg het, maar die feit dat die Here Jesus na die vrou verwys wat die suurdeeg en die deeg maak, en die rol van die vrou in die kombuis is 'n bevestiging van hom wat hulle raak gesien het en besef het wat hulle doen en dit ook waardeer het. En ek dink ons in vandag se lewe beleef min of meer dieselfde. Ons weet mos hoe dit werk. As daar vleis gebraai word, dan braai die manne. Vandag spaar ons die vrou om nie kos te maak nie. Maar sy moet aandra, sy moet sorg dat alles daar is. Sy het maar nog steeds 'n rol wat sy moet speel. En dit is soos dinge in die tyd van die Here Jesus gewerk het. En in 'n groot mate nog vandag. Dis 'n voorreg om mens te wees. Vir alle man. Mooi loop.